Wanneer mense kerk toe gaan, dan sê hulle graag, ons gaan na die huis van die Here toe, want ons wil graag met die Here 'n ontmoeting in sy huis hê. Maar ons lees in Genesis 28 van vers 10 af van ou Jakob wat in die veld slaap met sy kop op 'n klip, en dan droom hy van 'n leer wat van die hemel strek tot by hom, en hy sien die engele van God wat op en af met die leer na hom toe kom. En uiteindelik staan die Here self by hom, en die Here kom beloof vir hom, Jakob, jy's nou 'n vlugteling, maar ek is hier by jou, ek is jou God. Ek sal al my beloftes altyd hou, oral waar jy ook al gaan, daar sal ek by jou wees. En toe Jakob wakker word, toe hy so aangegryp deur wat gebeur het, hy sê, ek kom slaap hier in die veld met my kop op 'n klip, en eintlik was ek hier by God. Dit is asof dit die huis van God self is waar ek kom lê en slaap het, en toe noem hy daai plek Bethel, en Bethel beteken huis van God. In die veld waar Jakob as 'n vlugteling lê en slaap, is hy in die huis van God. Ons lees ook in Handelinge 'n baie interessante gedeelte, hoofstuk 4 van vers 48. Die vorige gedeelte skryf die ou daar dat Salomo vir die Here 'n tempel gebou het. Maar dan van vers 48 af staan daar, God die Allerhoogste woon egter nie in geboue wat deur mense gemaak is nie. Dis soos die profeet dit stel. Die hemel is my troon en die aarde is die rusplek vir my voete, sê die Here. So watter huis sal julle tog vir my bou, of watter plek sal julle vir my as rusplek bou? Het ek nie self al hierdie dinge gemaak nie? Julle hardkoppiges, julle wil net nie luister nie, julle is doof vir die woord van God, wat vir ons kom sê, hou op so vasklou aan die tradisie, en die idee dat God daar ergens in 'n gebou, dit is sy huis, en Sondag, wanneer ek so voel, dan gaan kuier ek vir hom, dan gaan besoek ek hom daar. Maar die res van my lewe, leef ek in my eie huis, my eie omgewing. Maar eintlik sê die Here God, ek wil nie daar eendag ergens in 'n huis wat julle gebou het gaan sit en wag en uitsien en kyk, gaan julle ooit vir my kom kuier? Het julle nou vandag 'n behoefte aan my nie? Want ek is God. Julle kan my nie in 'n huis gaan indruk nie, in 'n gebou nie, en sê, dis die huis van God nie, en dan nogal 'n vreeslike eer en ontzag vir daardie gebou en vir alles binne die gebou hê nie. Ek is God, die hele aarde, die hele hemel, die heelal, die uitspansel behoort aan my. Ek het alles gemaak. Ek is oral by jou waar jy gaan. Ek is jou God, so groot is ek. Moenie my gaan klein maak nie. Maar hierby is ook 'n fantastiese belofte vir ons, sodat jy weet, as jy dan nie in 'n kerkgebou kan kom nie, of selfs wil kom nie, God sê, ek is by jou, waar jy ook al is, jou huis waarin jy bly, jou agterplaas, jou garage waarin jy werk, jou tuin waarin jy plant, jy kan dit alles Bethel noem, huis van God, want ek is oral. Sê die Here dan ook as jy in 'n hospitaalbed lê, as jy sterwend lê in 'n bed, dis Bethel, huis van God, ek is by jou, jy is nooit sonder my nie, jy hoef nie kerk toe te gaan, om vir my te gaan aanbid, om vir my te smeek vir genade nie, ek is by jou, soos wat ek daar by Jakob was, en vir hom beloof het, elke tree van jou lewenspad, loop ek saam met jou, jy hoef nooit alleen te voel nie, jy hoef nooit verlate te voel nie. As jy voel die kerk kom nie na jou toe nie, moenie worry nie. Ek is by jou, die Here jou God is by jou. Om die waarheid sê, ek is so naby aan jou. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, dat die Heilige Gees bly in ons. Paulus sê daar in 1 Korintiërs 6 vers 9 skryf hy, dat julle moet tog niks met vreeslike dinge in hierdie lewe te doen hê nie, want weet julle dan nie, vers 19 sê hy, weet julle dan nie, besef julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle die Heilige Gees wat in julle woon,
van God ontvang. God kom woon in my. My hart moet ook Bethel word. My gedagtes moet Bethel word. Ag, mag die Here hierdie week so in jou lewe kom bly, daar in jou kar waar jy ry, by die skool waar jy is, op die sportveld, daar waar jy bekommerd is, miskien daar waar jy winkels toe gaan, daar waar jy iemand moet gaan besoek, moeilike besluite moet neem, daar waar jy raad nodig het, daar waar jy voel, wie sal my tog kom help? Miskien moet ek 'n slag kerk toe gaan, dan sal dinge verander weer. Gaan kerk toe, gaan geniet dit, maar onthou net, God is daar by jou waar jy nou is, waar jy oor 'n minuut sal wees, waar jy môre gaan wees. God is by jou. Bethel, die aarde, kan ons amptware sê, sy naam is Bethel, God se huis. Mag jy vandag God so naby jou voel en weet, nooit, nie 'n sekonde, nie 'n hartklop, is God nie by jou nie. Sê vir hom dankie daarvoor, met jou hele lewe en met al jou gebede. Vandag, elke dag van die res van die lewe, wat die Here nog vir jou op hierdie aarde van hom sal gee.